Hallo julle, ons gaan vandag na reduksieformules kyk. So onthou, ons probeer om ons hoekie wat 'n groot hoek is, soos jy kan sien is hierdie 180 minus x is in die tweede kwadrant, so dis eintlik 'n stomphoek en ek gaan hom reduseer, ek gaan hom kleiner maak na 'n skerp hoek toe en dit gaan presies daar die hoek x wees. So dit gaan wees sin 180 minus x is gelyk aan sin x. En nou kyk ek, 180 grade minus x in die tweede kwadrant is waar sin positief is, so ek is klaar. Dit is baie belangrik dat jy sien, ek het elke keer iets op die x-as hierdie is mos maar eintlik 0 minus x. So ek het elke keer of 0 grade of 360, nooit 90, nooit 270. Dis x-as 0, 360 of 180, kyk daar. En dis dan wanneer ek niks anders verander nie, ek kan net sê, dit is gelyk aan cos van x, wat dan in die eerste kwadrant is. Nou, as jy kyk na cos van x plus 180, is x plus 180 in die derde kwadrant, waar tan die positiewe funksie is, so cos is 'n negatiewe funksie. Tan van 360 minus x, dit gaan tan x bly, want ek sien, ek het 360 grade daar. Nou tan van 360 grade minus x, kyk ek na 360 minus x in die vierde kwadrant, en dan sien ek dat cos die positiewe funksie is, so tan is die negatiewe funksie. Cos van minus x kan ek op twee maniere doen. Minus x is 'n hoek in die vierde kwadrant, so ek kan dit ook, nou maak ek 2 is gelyk ons, ek kan dit ook skryf as cos van x, want in die vierde kwadrant is cos van x positief, cos van minus x is positief, maar mense maak maklik foute met dit, so dit is dalk beter om te sê cos van minus x is dieselfde as cos van 360 grade minus x, want daar is nooit fout om 360 grade by 'n hoekie te tel nie. As ek dit vir julle hier op die kartesiese vlak kan wys, daar is my hoek, daar is my groot hoek, nee? En as ek nou gaan en ek van hierdie punt af roteer ek 360 grade in die positiewe rigting, dis hoekom ek 360 bytel, dan eindig ek weer op presies dieselfde plek. So my waardes vir cos en sin en tan sal nie verander nie. En nou vind mense dit maklik, 360 is in die vierde kwadrant, cos is positief daar, so dit is net cos van x. Goed, kom ons doen 'n bietjie 'n hele uitdrukking, en ons kyk wat kan ons daarmee uitdruk. Dit sê vereenvoudig. Ek kan sien dat ek 'n breuk hier het, en ek het sin maal cos maal tan onder die lyn cos en sin. Goed, 180 grade plus x, wel die eerste ding, kom ons doen dit eers. Ek kyk dat ek nie 'n 90 of 'n 270 het nie, ek het 'n 180, 'n 360, 'n 180, 'n 180 en hier het ek eintlik 'n 0. So dit is reg, dit is al die hoeke van die x-as. Onthou, reduksieformules werk na die x-as toe. So sin van 180 plus x, kyk ek in watter kwadrant is 180 plus x? Dit is in die derde kwadrant, waar tan die negatiewe funksie is. So dit gaan wees min
kyk nou wat sê ek, dan is natuurlik nie die negatiewe funksie nie, dan is die positiewe funksie. Die K-strool sê vir my, waar is die funksies positief? So tan is positief, daarom gaan sin negatief wees. So daardie enetjie is min sin x. Nou vermenigvuldig ek met cos van 360 minus x. Waar is 360 minus x? Hier in die 4de kwadrant. En in die 4de kwadrant is cos positief. So dit gaan net word cos x. Tan van 180 minus x. 180 minus x is in die 2de kwadrant. Sin is positief, so tan gaan wees negatief. Nou, julle moet baie versigtig wees wanneer julle hierdie negatiefes neerskryf, want dit kan baie maklik lyk soos aftrek. So jy kan sien, ek het 'n baie duidelike dooitjie tussenin gesit, sodat ek weet ek vermenigvuldig. Jy kan ook hakkies gebruik, dis dalk nog 'n beter plan. En nou kan ek onder die lyn gaan. Cos van 180 minus x. Daar is 180 minus x. So in die 2de kwadrant is cos negatief, want sin is positief. So hierdie gaan wees minus cos x. En dan sin van minus x. Nou, waar is minus x? Dis hier in die 4de kwadrant, maar ek weet, ek mag 360 grade bytel, as die negatiewe hoeke my de mekaar maak. So daar het ek 360 grade minus x. Dit gaan dieselfde waarde hê, nou is dit duidelik 4de kwadrant, in die 4de kwadrant is sin negatief, so dit gaan vereenvoudig na sin van x. Kom ons skryf hom maar gou weer neer, sin x, cos x, minus tan x, en ek vermenigvuldig almal van hulle, en ek wil dit deel deur minus cos x, en dan 360 minus x is 4de kwadrant, waar sin negatief is, so dis minus sin x. Nou kan ons kyk of daar iets is wat kan uitkanselleer. Eintlik kanselleer dit nie uit nie, het gaan in homself een keer. Nou ek sien, ek het 'n sin x en nog 'n sin x, ek het 'n cos x en nog 'n cos x, so al wat oorbly is tan x. Nou ek sê al wat oorbly, maar ek het nog nie na die tekens gekyk nie. Kyk, boek in die lyn het ek 'n min maal 'n min, wat 'n plus is, en onder die lyn het ek ook 'n min maal 'n min, wat ook 'n plus is, en as ek 'n plus gedeel deur 'n plus het, dan is die antwoord positief.